ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. Amen. Kom ons gee die Here weer 'n lekker groot handeklap. Ons gaan dit 'n bietjie anders te doen vanaand. So julle kan die sitplekke neem. Dankie band. Ons gaan eers in die woord gaan vanaand en dan gaan ons vir julle tyd gee om ons gaan lekker aanbid vanaand en net jou spasie gee. Ons die mense wat dalk gaan haastig wees, jy weet, as daar dalk 'n dingetjie is wat in die oond is, dan kan jy hom gaan haal, of as daar mense is wat net wil bietjie rustig wees en tyd saam met die Here spandeer. So as dit reg is met julle, is vanaand bietjie anderste, om vir ons kans te gee om aan die einde net met die Here te connect en net tyd met hom te spandeer. So ek gaan vanaand met julle gesels oor 'n amazing hoofstuk in die Bybel, in die Nuwe Testament. En daar is 3 van hierdie verse wat my lewensverse is. So ek deel vanaand met julle 3 van my lewensverse. Daar's 'n klompie, daar's 'n paar, maar hierdie 3 is baie naby aan my hart. En dis lewensverse wat, ek dink ek het hierdie verse raak gelees, ek dink as tiener of as jong volwasse, ek kan nie regtig onthou wanneer het ek hierdie tekste raak gelees nie, maar dit het my so geraak, dat tot vandag toe is 'n deel van my lewe. En onthou ek hierdie teksverse, memoriseer ek hierdie teksverse, as ek tyd het, dan praat ek oor hierdie teksverse, as ek tyd het om met God te praat, dan praat ek en dan bring ek hierdie verse na hom toe. Sê ek, Here, ek herinner jou aan hierdie teksverse. So miskien kan ek jou vanaand dalk aanraai om ook hierdie teksverse deel van jou lewe te maak, of dalk net aanraai om tekste te kry in jou lewe, wat jy kan sê, hier is my lewensteksverse, hier is die teksverse wat ek memoriseer, hier is die teksverse wat ek kan dink. So kom ons spring gou in en ek wil hierso begin. En ons probeer ietsie nuuts vanaand. So ek is nie regtig seker hoe dit gaan werk. Alles vanaand is eintlik by 'n groot eksperiment, maar ons eer die Here vir vanaand. So ek gaan hier begin by 2 Korintiërs 2 vers 9 tot 10. En ek wil dit vir julle lees uit die New Living Translation. En ek het so verbyging hier, ek gebruik hierdie ene saam met die Amplified. So ek dink dit is okay om dit so te doen. Dit is nog steeds God se woord. Ek sit nie my eie woorde daarin nie. So kom ons gaan kyk gou. Ek gaan met julle hier. So hierdie 2 is die 2 wat vir my so naby in my hart is. Dan begin hy by vers 9 en hierdie vers 9 is 'n verwysing na Jesaja toe. So uit Jesaja is daar hierdie profesie en dis weer eens vir ons hoe die Nuwe Testament, die Ou Testament vervul. Hy sê, no eye has seen. No ear has heard, no heart has imagined. 'n ander vertaling sê, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. Hy sê, geen oog het gesien nie, geen oor het gehoor nie, geen gedagtes nie, geen hart het al uitgevind wat alles God vir ons beplan nie.
En dit is my so mooi hierdie liedjie, ek dink nou eers daaraan, hierdie liedjie pas nou eintlik so mooi in, en dankie Charlie, ons het eers gesê, doen hierdie liedjie, waar sê, okay, maar hierdie liedjie pas eintlik so mooi in, want dit is presies waar ek wil gesels, is dat God het hierdie amazing, wonderlike planne, en niemand het dit al gesien nie, ons het dit nog nie ervaar nie. Dan gaan hy aan, hy sê, but God has revealed it to us by the Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Ander vertaling sê dit so mooi, hy sê, that no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared, but by His Spirit, He will reveal His plans to those that love Him. Nou vanaand wil ek bietjie met julle gesels oor hierdie amazing God wat ons dien, hierdie wonderlike God, en hoe hy sy planne aan ons bekend maak. En hy sê dit, hy sê hy maak dit bekend deur sy Heilige Gees. Die volgende teksvers is dan die laaste teksvers in 1 Korintiërs 2, en dis ook vir my so 'n mooi teksvers. Hy sê, wie kan verstaan wat die Here dink? Hy sê, ons kan hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Is dit nie mooi nie? Hy vra, wie kan verstaan wat die Here dink? Ons kan, jy kan. Jy kan verstaan wat God dink, en dis wat ek graag met julle wil oor gesels vanaand, is dat ons kan verstaan wat in God se gedagtes aangaan. Ons kan verstaan wat in sy hart aangaan. Ons kan sien wat is sy planne. En ek hoop ek gaan jou motiveer. Maar nou vanaand se tema is nou bietjie, ek wil vir julle ek dink gou seker maak ons het hom nou hierso. Dis so vanaand wil ek met julle praat, so ons tema is die wilde gaans. Nou sal jy vra, wat op aarde is jy besig om oor te praat? Die wilde gaans. Hou net vas, is okay. Julle gaan nou hoor, die wilde gaans. So, daar's 'n paar name vir die Heilige Gees. In die Ou Testament praat van die Heilige Gees as ruach, en dis die asemhaling. God het sy asem in ons geblaas. Sy gees, hy het nie koolstofdioksied in ons geblaas nie, hy het sy gees in ons. So ons het God se gees in ons. As ons asemhaal, dan dink ons aan God se gees wat in ons is. Die ruach, en dan die Griekse woord is pneuma, wat dieselfde betekenis het. Dan is daar 'n paar simbole vir die Heilige Gees. Daar's die vuur, want onthou die Heilige Gees toe hy uitgestort het daar vlamme op hulle koppe gekom, so ons sien die Heilige Gees as vuur, ons sien hom baie keer as reën, en dan die belangrikste en wat ons die meeste sien is die Heilige Gees as 'n duif. Want toe Jesus gedoop is, het daar 'n duif verskyn, en die mense het gehoor hoe 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En ons sê toe die Heilige Gees het ons die simbool van die duif gekoppel, ook om die simbool van vrede. Die Heilige Gees bring vrede. Maar daar was 'n groep Christene. Hulle het so in die 500s na Christus geleef. Hulle het gebly op eilande langs Skotland. Jy moet nog steeds met 'n boot so intoe gaan. En hulle het 'n baie unieke spiritualiteit gehad. Hulle spiritualiteit was gevorm deur Ierse Christene, Skotse Christene, Engelse Christene, Duitse Christene, en dan was daar 'n groot populasie Vikings. Nou as jy al Viking movies gekyk het, dis die tipe mense wat daar gebly het. Daar het Engelse mense gebly, Ierse mense, Skotse mense en Vikings. Nou ek kan net dink, jy weet, met daai mengelmoes. Maar dit is eintlik so 'n besonderse spiritualiteit wat daar ontstaan het as gevolg van hierdie Christene wat hulle geloof na die eiland toe gebring het. En die hoofeiland se naam is die eiland
Ihona, ek weet nie of ek dit reg uitspreek, ek dink nie so nie, mens moet dit seker, Gerard, jy sal dit seker mooi kan uitspreek met jou Scottish Irish aksent. Maar in elk geval, hierdie eiland was die hoofeiland gewees, en op hierdie eiland het daar sendingstasies ontwikkel. So wat hulle gedoen het is, mense het soontoe gekom, hulle het gehoor van hierdie beweging, hulle het gehoor wat God doen op hierdie eilande, dan het hulle soontoe gekom, dat hulle vinnig vir hierdie mense gebid, dat hulle tot bekering kom, en dan het hulle vinnig deur 'n kursus gesit en hulle uitgestuur as sendelinge. Dit was een van die groot sendingstasies in die antieke wêreld, in die 500s na Christus. En dit was 'n unieke spiritualiteit, want in hierdie mense, as ek dink aan die Pinkster, hierdie mense was Pinkster gewees, as ek dit nou so in aanhalingstekens kan sit op hulle manier. Want hulle het so 'n unieke verhouding met die Heilige Gees gehad, dat ek dink, hulle was baie naby aan ons Pinksterbeweging waarin ons vandag is. Want hulle het so 'n goeie verhouding met God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees gehad. Die Heilige Gees was vir hulle, het 'n hoë rol in hulle spiritualiteit gespeel. Nou op hierdie eiland was daar baie wilde ganse. So hulle het nie gepraat van die Heilige Gees as die duif nie. Hulle het gepraat van die Heilige Gees as die wilde gans. En dis hoekom ek vanaand oor die wilde gans praat. Ek wil jou 'n ander prentjie van die Heilige Gees gee, hulle prentjie van die Heilige Gees was anderste as die prentjie van die duif. Dit was hierdie wilde gans wat jy nie in 'n hok kan sit nie. Ek hou van hierdie prentjie, Toniek het hom vir ons gekry, hierdie wilde gans met die sonbrille en die PI, weet die private investigator hoed op sy kop. Hy lyk nogal soos 'n PI, nê. Daar was 'n misterie aan hierdie wilde gans. Nou hulle daai tyd, hulle het nie YouTube gehad nie, hulle het nie Google gehad nie, hulle het nie Discovery Channel gehad nie. Hulle het nie geweet wat gebeur met hierdie ganse, waartoe gaan hierdie ganse nie. Al wat hulle geweet het is, een keer 'n jaar, dan vlieg hierdie ganse in die lug op en hulle verdwyn. En dan iewers dan kom hulle net weer terug. En dan was hierdie misterie, waartoe gaan hierdie ganse? Hierdie ganse was wild gewees. Een nou praat, hy sê, hulle was loud gewees, luid. As jy ganse ken, dan weet jy, hulle is eintlik maar luid. Party van hierdie mense, die ganse gebruik as waghonde in hulle huise. Die gans het baie beter gehoor as 'n waghond, en hy was baie luid gewees. So as daar iemand by sy huis wil inbreek, dan skree hierdie gans. So ek dink nogal hulle was Pinkster. Ek weet nie of dit was nie, maar dit klink vir my, hulle was Pinkster gewees. Want hulle het die Heilige Gees gesien as hierdie ontembare dier. Hierdie luid dier. Hierdie misterie, hierdie dier wat nie in 'n hok gesit kan word nie. Wat nie toegemaak kan word nie. En dit is die Gees wat in ons is. En dis die Gees van God wat in ons en deur ons werk. So ek wil vinnig met julle hier aangaan. Kom ons gaan kyk gou weer na in Korintiërs 2 en ons lees hier van vers 10 of ons lees weer in die Nuwe Lewende Vertaling sê hy, maar ons ken hierdie geheim omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Nou die Amplified praat oor hierdie geheim. Hy sê the divine counsels and the things far beyond human understanding. Hy sê daar's goed wat ons nie verstaan nie. En dit is wat die Gees aan ons wil bekend maak. Dis daai geheimenisse, dis die misterie. Dis die, ek wonder, ek weet nie altyd nie, wat is sy planne? En God wil dit aan ons bekend maak. Hy gaan aan, en hy sê, want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Een van die vertalings sê, hy deursoek God, en hy soek die diepste geheime wat in God is. Die Gees is die Heilige Gees, deursoek God se diepste geheime. En wat doen hy met hierdie geheime? Hy sê, niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. So, Paulus kom en hy deel ons mens op, ons is 3, nee, ons het 'n liggaam, ons het 'n siel, en ons het 'n gees, die hart. En hy sê, niemand ken die hart, soos die mens se gees nie. En so ken niemand God se hart soos die Heilige Gees nie. Julle stem saam met my. Niemand ken jou regtig wat hier binne in jou hart.
Weet, jy maak nie dit sommer oop nie. Dis net vir baie spesiale mense wat jy jou hart wys. En net so met God. Hy wys nie heeltyd sy hart sommer nie. En wanneer hy dit doen hy dit deur sy Heilige Gees. Volgende ene sê, niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken. Ek het nou net omgelees. Daar sê, net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. Ons, en hier is my so mooi, ons het die Gees ontvang wat van God uitgaan. Ek gedog ons gaan albei sê. Ons het die Gees ontvang wat van God uitgaan, nie van die wêreld nie, sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. Sê daar's twee verskillende geeste. Daar's 'n Gees van God en God gee dit vir ons, die Heilige Gees. Maar daar's ook 'n gees in die wêreld. So ons kan geskenke van die wêreld ontvang, die gees wat in die wêreld is, maar daai geskenke is nie blywend nie. Daai planne is nie dit bly nie. Dit is nie regtig 'n misterie nie. Maar die planne wat van God afkom, wat van God uitgaan, is wonderlike geskenke wat God aan ons gee. Hy sê ons gebruik woorde wat van die Gees kom om geestelike waarhede te verduidelik. Dis nou Paulus aan die woord. Hy sê hier in hierdie kerk, die kerk van Korinte, of as ek met julle praat, of as die leiers met julle praat, gebruik ons nie menslike woorde nie. Ons gebruik woorde wat van die Gees van God afkom. Ons probeer om te luister wat God se Gees vir ons sê, sodat ons dit vir julle kan sê. As die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien wat van die Gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Sien, die wêreldse gees verstaan nie God se Gees nie. Sê, dis hoekom ek gee nie vir julle 'n wêreldse gees nie. Ek gee nie vir julle wêreldse geskenke nie. Ek gee vir julle my Heilige Gees. En dan sê my so mooi, hy sê, moet uit geestelike perspektief verstaan word. Ons gaan net nou gaan ek ook daaroor gesels, daai geestelike perspektief. Dit moet van 'n ander perspektief, moet 'n kyk na God en moet 'n kyk na sy Heilige Gees. Ons, in wie die Gees is, verstaan al hierdie dinge, maar ander kan dit glad nie verstaan nie. Hoe kan hulle ook? Want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? En dan kom ons weer by vers 16. Ons kan hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Het jy dit al besef? Paulus sê, jy is ingestel om soos Christus te dink. Ek wil vir julle lees wat sê die Amplified, en dis my so mooi. Hy sê, for who has known the mind and the purposes of the Lord, so to instruct him. En dan is dit my so mooi hierdie sin, hy sê, but we have the mind of Christ, to be guided by his thoughts and purposes. En hoe word ons gelei deur sy gedagtes, deur God se Heilige Gees? 1 Korintiërs 2 sê dat daar is planne, daar is dinge wat jou oog nog nie gesien het nie, daar is woorde wat jou oor nog nie gehoor het nie, daar is gedagtes wat nog nie in jou kop opgekom het nie, daar is ervarings wat jy nog nie in jou hart ervaar het nie, en hy wil dit vir jou gee. En hoe gee hy dit vir jou? Deur sy Heilige Gees. Deur hierdie wilde gons. Wij sien wat ons baie keer doen in ons lewe, is ons probeer, jy weet, hierdie gans in 'n hok druk. Ons probeer om beperk, nee. Ons probeer baie keer deur ons lewens en deur wie ons is, te probeer sê, dit is hoe dit moet wees. En dit is baie interessant, hierdie gemeenskap, hierdie Kelties, dit was die Keltiese gemeenskap, the Celtic Christians, hierdie Keltiese gemeenskap, het seker 100 jaar later, het daar 'n ander vorm van spiritualiteit opgedaag by hulle. En hulle gesê, nee, dis nie hoe dit werk nie.
Dis die boksie waarin jy God kan dien. Dit is hoe jy God ken, dis hoe jy God dien, en dis hoe die Heilige Gees werk, en hy werk net so, jy kan hom nie anders te hanteer nie. En 100 jaar later, het hierdie spirituele gemeenskap eintlik maar net verval in 'n gemeenskap wat maar net God gedien het, soos asof hy nie 'n wilde gans is nie. Het hulle eintlik maar net kerk toe gegaan en huis toe gegaan en kerk toe gegaan en huis toe. En hulle het daai voeling met God se gees verloor, want hulle het die wilde gans in 'n boksie gaan druk. Ek onthou iemand het my vertel, ek het die episode gekyk, maar jare terug was daar 'n program gewees, Bart Simpson, kan julle vir Bart Simpson onthou, en sy pa Homer kyk 'n program op TV waar hulle geld insamel vir 'n sendingprojek iewers in Suid-Amerika. En hy dog toe, hy gaan nou oulik wees en hy begin te geld, hy sê net vir ek stuur geld, ek spyt nie geld nie. En op die einde van die dag, toe gaan hy hof toe, want hy het gesê, hy gaan, ek weet nie hoeveel duisende dollar vir hierdie projek gee nie, en hy het nie geld nie, hy kan dit nie doen nie, en toe sy tronkstraf, of die tronkstraf nie, maar sy straf is, die straf is of jy gaan tronk toe, of jy gaan op hierdie sending reis, en jy gaan bou hierdie kerk, en hy moet nou gaan, en hy help om hierdie kerk te bou, en toe die kerk klaar gebou is, kyk hy so vir die predikant, en hy sê, ons het vir die Here 'n baie mooi huisie gebou, baie mooi hokkie gebou. En dis baie keer wat ons doen met hierdie gees, ons wil vir 'n hokkie bou. So ek wil vinnig, nou gaan nie meer afsluit vanaand, net vinnig met ons praat oor 5 areas in ons lewe, waar ons baie keer hierdie wilde gans, hierdie misterie, hierdie Heilige Gees, wat vir ons God se planne wil wys, en wat wil God se wil vir ons lewe openbaar, en hoe ons dit baie keer om net in 'n hokkie druk en sê, jy kan nie met my werk nie. Jy kan nie my verander nie. En die eerste ene waar ek wil praat, is vrees. So wanneer ek toelaat, dat daar vrees in my lewe kom, dan laat ek toe dat hierdie gees van God, dan sit ek hom eintlik so in 'n hokkie, en ek maak hom toe. Hierdie wilde gans wat eintlik wil uitbreek. Hy het geen vrees nie, as jy dink aan waartoe hy vlieg, ek meen, hy gaan op kilometers en kilometers reis, hy weet nie wat vir hom voorlê nie, hy weet nie wat die weer gaan inhou nie, hy gee nie om nie, want hy weet net hy moet aan die ander kant kom, hy moet sy somer op 'n ander plek gaan kry. En hy laat nie toe dat vrees hom terughou nie. En baie keer dan is ons vasgevang in vrees. En ons laat toe dat vrees ons terughou van God se planne en God se blessing. En iemand het dit so mooi gesê, hy sê, hoe ons skeepswrakke in ons lewe hanteer, sal bepaal of ons lewens 'n tragedie of 'n komedie word. Dit is my so mooi. Weet, elkeen van ons het skeepswrakke. Party is bevoorreg, dis net 'n kanoe wat gesink het. Party het al 'n vissersbootjie wat gesink het, party se lewe het 'n Titanic al ervaar wat gesink het, en hy lê op die bodem van die oseaan, nooit weer uit te kom nie, gaan hom nooit weer sien nie. Ons het almal skeepswrakke, ons het almal goed wat met ons gebeur het, en dit baie keer bring dit vrees. En dit help, en ons wil nie waag nie, ons wil nie uitgaan nie, want ons het hierdie vrees. En ons wil nie toelaat dat die Heilige Gees met ons werk nie, want ek het hierdie vrees, en dis my vrees. En ek hou van wat hy sê, jou lewe kan in 'n tragedie of in 'n komedie verander. Sien hoe jy deel met vrees. Wanneer jy daai hokkie oopmaak vir die Heilige Gees om uit te kom en te sê, kom in my, kom werk deur my, vat hierdie vrees. Dis nie van God af nie. Kom werk in my, verander daai vrees, en kom vernietig hy daai vrees in ons lewens. Die tweede een waaroor ek wil praat is dan perspektief, en ons het net nou gesien, die woord wat ek gebruik het, is 'n geestelike perspektief. So ons perspektief van die lewe veroorsaak baie keer dat ons nie God se planne in ons lewe kry nie, want ons sit die Heilige Gees in 'n hokkie. So ek moet 'n hokkie van my perspektief. Hy kan nie werk nie, hy kan nie funksioneer nie, want
dit is hoe ek dink dit moet wees. Dis hoe ek dink en verstaan. En dit is baie keer so sad om te dink dat 'n ou se perspektief kan jou keer om die planne van God in jou lewe te ervaar. Dit is eintlik so hartseer. Baie keer weet ek ons nalle seker van die koppigste mense wat daar is, jy weet. En as jy 'n perspektief kry, ek onthou my oupa, ek onthou my pa, as hy 'n perspektief, jy kry hom nie uit daai perspektief nie. En hoe kan God sy planne aan ons openbaar, as jy nie toelaat dat jou perspektief oor hom verander nie? So iemand skryf en hy sê, hoe verander ek my perspektief? En ek verander dit op 2 maniere. In die eerste plek is daar moet 'n verandering van plek wees, plus 'n verandering van tempo. Nou, ek onthou in my graad 11 jaar, toe trek ons Oosrand toe. Dit was in die helfte van graad 11 en ek kom by die skool aan, ek ken niemand nie, ek het nie vriende nie, ek moet nou vriende maak, hulle het almal al hulle pelle gemaak, hulle is al 6 maande in graad 11 in dieselfde klas en goed, en hier kom ek aan en ek moet daai vriende maak en dit raak nogal moeilik, jy weet, dit is nie maklik gewees nie, en dan pauses loop ek rond en ek soek vriende, en op 'n stadium kry ek hierdie 3 ouens wat so graag met my vriende wou wees. Ek weet nie hoekom nie, maar hulle het gedink ek's oulik, ek weet nie hoekom nie, maar hulle wou so graag hê ek moet hulle vriend wees, so ek het hulle maar by hulle aangesluit, hulle groepie, elke pause is ons saam, en na skool, as wag vir die bus is ons saam, maar vinnig toe kom ek agter, hoorie, maar hierdie is nie 'n goeie plek nie. Hierdie perspektief wat ek van hierdie ouens af kry is nie die regte perspektief nie. Die woorde wat hier uitgaan, die goed waar hulle praat, ek is nie so seker dis die goed wat ek by lewe wil meng nie. En ek moes my plek verander. Ek moes begin op 'n stadium sê ek kan nie meer met hierdie ouens vriende wees nie, en ek het maar dis moeilik, nou as jy op jou eie. Vir weke soek jy vriende. Maar ek het geweet ek moet die plek verander om my perspektief te verander. Ek kan nie hulle perspektief toelaat om my perspektief te word nie. En dan moet daar 'n verandering van tempo wees. Partykeer moet jy vinnig 'n besluit maak. Partykeer moet jy net sê ek moet nou 'n besluit maak, dis nou of nooit. Partykeer moet ek 'n stadige tempo hê. Partykeer moet ek op 'n plek kom wat ek net sê, Here, nou gaan ek net stil raak en luister. Jou lewe is dalk so vinnig. Jy's so besig met alles wat in die lewe aangaan, met werk en kinders en skool en huiswerk en kos maak en al hierdie goed, en partykeer vra die Here net sê, weet jy, raak net bietjie rustig, raak net stil, sodat jy my stem kan hoor, sodat jy kan hoor wat my planne is. Partykeer moet ek net wegkom, moet ek van die plek en moet ek my tempo net stadiger maak, sodat ek kan luister wat God se Gees vir my sê. Die derde ene is mislukking. Sing, ons hou nie van mislukking nie. Ons hou nie daarvan om te misluk nie. So 'n paar jaar terug lees ek 'n artikel, en die artikel het gegaan, dit was op daai stadium, was sy die rykste vrou in die wêreld, sy was 'n biljoenêr, ek weet nie eens hoeveel geld het sy gehad, sy was die rykste vrou in die wêreld. En eintlik 'n paar jaar daarna toe ek weer oor haar lees, dis ek sy het haar hele besigheid verloor en alles is daarmee heen. Maar sy het vertel in die artikel dat sy het 7 keer van voor af begin. 7 besighede wat gevou het om uit te kom by hierdie besigheid ook gevou. Dis maar 8 en ek weet nie waar sy nou is nie. Maar sy sê een ding wat vir haar uitgestaan het is elke aand aan tafel, hulle was 4 kinders gewees, aan tafel gesit saam met pa en ma, en dan was daar 2 vrae. Wat het jy vandag gedoen wat suksesvol was? En dan antwoord almal nou, wat het hulle vandag gedoen? En die tweede vraag is, waar het jy misluk in hierdie dag? Nou dit klink bietjie rof. Weet jy elke dag in jou lewe misluk? Ek dink nie dis nodig seker om elke dag te misluk nie, maar die pa wou haar leer dat jy kom oor jou mislukking. Jy hoef nie vasgevang te wees in mislukking nie. Maar dis baie keer wat ons doen, ons raak vasgevang in ons mislukking en hierdie wonderlike Heilige Gees, hierdie wilde gaans wil kom en werk in ons lewe. Hy wil God se planne aan ons openbaar, maar ek bly by my mislukking. Iemand skryf daaroor en hy sê dat die grootste risiko is om glad nie 'n risiko te neem nie.
Die grootste risiko is om glad nie 'n risiko te neem nie. En partykeer, as jy dink aan hierdie wilde gans, sy hele lewe is risiko's. Sy hele lewe gaan oor, ek weet nie of dit gaan uitwerk nie. Al wat ek weet is, ek moet nou wegkom en dis koud hierso, ek soek lekker die warm weer op 'n ander plek, en dit maak nie saak wat die risiko is nie, ek gaan dit doen. En hy moet besef, daar kan mislukking wees. Is jy okay? Okay. Ons besef dat daar kan mislukking wees, maar ons gee nie toe vir hierdie mislukking nie. Ons laat nie toe dat mislukking ons lewe oorneem nie. Ons laat toe dat God se Gees deur ons werk, en ek's amper klaar, ons het nog net 2. Skuldgevoelens is ons tweede laaste ene. Dis baie keer veroorsaak skuldgevoelens dat ons nie God se Gees in ons lewe ervaar nie. Dat ons nie hierdie wilde gans toelaat in ons lewe nie, want ek voel ek kan nie. Ek voel ek is nie reg nie. Iemand praat en hy sê die vyand se taktiek het nie verander sedert die tuin van Eden nie. Hy probeer ons geestelik neutraliseer deur ons te laat fokus op wat ons in die verlede verkeerd gedoen. Hy is die heeltyd besig met jou verlede. Hy is die heeltyd besig om vir jou te sê dat jou verlede is, wat daar gebeur het, en hy is besig om jou verlede te bring. En God sê, ek wil my Gees aan jou, ek wil deur my Gees my planne aan jou openbaar. En weet jy wat, dit gaan nie oor jou verlede nie, dit gaan oor jou toekoms, want my planne wat ek het vir jou is 'n hoopvolle toekoms. My planne wat ek het is 'n toekoms van voorspoed. En dan die laaste ene, aannames. So ons het sekere aannames rondom God en rondom ons eie lewens. Weet, ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie wat dit vra nie. Ek kan nie doen wat ek moet doen nie. En ek dink altyd baie keer so in my lewe, ek het hierdie aannames oor my lewe. En iemand skryf, hy sê, nie net ontwrig God ons routines nie, hy daag ook ons aannames uit, aannames wat en ek hou van hierdie sin, wat al die misterie en majesteit uit die lewe uithaal. Sê God wil hê dat jy nie bly by jou aannames nie, jou aannames wat hierdie misterie en hierdie majesteit uit jou lewe uithaal. Daar's 'n misterie wat hy vir ons het, daar's 'n majesteit. Hy wil sy planne aan ons openbaar. En die rede hoekom ons vanaand net bietjie anders te gedoen het, is om vir julle kans te gee. Ons gaan eers nagmaal gebruik en na nagmaal gaan ons aan aanbidding ingaan. En ek het hierdie 5 het ek net so in 'n ry gesit en dalk is daar een van hierdie 5 wat jy vanaand net moet sê, weet jy, ek moet hierdie hokkie oopmaak en toelaat dat God se Gees, daai wilde gans, in my lewe kom werk. Dalk sit ek by vrees. Ek het vrees vir 'n spesifieke ding of ek vrees dalk want ek weet nie gaan ek my werk verloor. Net vanaand die wilde gans in te nooi en te sê, Here, wys u plan vir my. Gee net weer vir my die moedigheid om vas te hou. En so ons kyk na hierdie 5 en net sê, Heilige Gees, werk met my. Werk in my lewe. Ek wil vir julle hierdie afsluit met hierdie skildery. Die skildery is deur 'n Russiese kunstenaar, is eintlik 'n ikoon wat hy gemaak het, en die skildery hang in die Russiese Ortodokse Kerk in Moskou, van die groot Ortodokse kerke daar. Die titel van hierdie skildery is die 3-eenheid. En wat vir my so mooi is van hierdie skildery is dat hierdie 3 wat God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees voorstel, is besig om nagmaal te gebruik. En wanneer ons nagmaal gebruik, en wanneer ek nagmaal gebruik, dan dink ek altyd aan Jesus. Jy weet, dit is altyd, ek sien Jesus, en dis reg, want dit gaan oor Jesus. Hy het gesterf, en hy het opgestaan. So 'n paar weke van nou af gaan ons sy hemelvaart vier.
Maar toe ek hierdie skildery sien, besef ek dat wanneer ek nagmaal doen, sit ek eintlik aan dieselfde tafel waar God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees sit. En hierdie tafel nooi my uit om by hulle te kom sit, om saam met hulle aan hierdie tafel te sit, by die Vader te wees. En dit is presies hoe hierdie Keltiese Christene oor God gesien het. Hulle het die drie-eenheid gesien, as drie, hulle is een, maar hulle is drie, en daar is drie verskillende karaktereienskappe wat hulle het. So vanaand wil ek jou uitnooi ook, as jy gaan nagmaal doen, kom sit by hierdie tafel. Hierdie tafel is nie die AGS tafel of die tafel van 'n spesifieke kerkgenootskap. Dit is God se tafel en hy nooi jou uit om by daai tafel te kom sit en dalk nader aan die Vader te sit, nader aan Jesus te sit, nader aan die Heilige Gees en net te ervaar hy is in jou, hy is met jou, hy is saam met jou. En dan, ons gaan dit gebruik op julle tyd en Jolie, julle gaan ons begelei en bedien en dan gaan hulle op 'n stadium net sê kom ons staan op en dan gaan ons die Here aanbid. En in daai aanbidding dink aan daai 5 punte. Wat is daar wat jy mee worstel en wat is die een wat jy net wil sê, Here, ek wil net vanaand daai hokkie oopmaak dat daai wilde gaans net u gedagtes en u planne na my toe bring. Ek gaan net vir ons bid en dan kan ons die nagmaal gebruik. Here, dankie vir hierdie voorreg. Dankie vir genade, dankie vir die liefde, dankie vir die teenwoordigheid, Here. Dankie dat U met ons wil werk vanaand deur die Gees, Here, hierdie amazing Heilige Gees. Hierdie Gees wat U gedagtes aan ons bekend maak. En vanaand wil ek bid, Heilige Gees, dat U weer gedagtes sal losmaak in mense se lewe. Dat hulle weer U planne gaan ervaar, dat hulle weer gaan sien wat is U planne vir hulle. 'n Plan vir 'n hoopvolle toekoms, Here. U het nie planne wat die wêreldse gees vir ons het nie. U het unieke planne vir elkeen van ons. En dankie dat ons vanaand hierdie nagmaal kan gebruik. Dat ons kan sit aan hierdie tafel. Die tafel waar U saam is. Die tafel van U liefde. Die tafel van U voorsiening. Die tafel van U guns. Dankie, Here Jesus. Amen. Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe.